Goeiemôre en welkom by ons laaste oordeenking waar ons kyk na ons vrees vir die Here uit Jesaja 33. Ons lees vanoggend die laaste vers van Jesaja 33 en dan enkele verse of uittreksels uit Levitikus hoofstuk 16. Jesaja 33 vers 24. Geen inwoner sal sê ek is siek nie. Die volk wat in Jerusalem woon, se sondeskuld is vergewe. Levitikus 16 vanaf vers 3. Aaron moet met die volgende in die heiligdom ingaan: 'n jong bul as reinigingsoffer en 'n ram as brandoffer. Hy moet 'n heilige priester rok van linne aantrek, 'n linnebroek oor sy onderlyf dra, hom met 'n linne lyfserp omgord en vir hom 'n linne tulband ombind. Dit is heilige klere. Hy moet sy lyf met water afspoel en dit aantrek. Uit die volksvergadering van die Israeliete moet hy 2 bokramme vir 'n reinigingsoffer en 'n skaapram vir 'n brandoffer neem. Aaron moet die bul vir die reinigingsoffer wat vir homself bedoel is, nader bring en versoening doen vir hom en sy huis. Hy moet die 2 bokramme neem en hulle voor die Here by die ingang van die tent van ontmoeting laat staan. Aaron moet oor die 2 bokke looitjies trek, 1 looitjie vir die Here en die ander vir Asasel. Aaron moet die bok, wat vir die Here geloot is, nader bring en as 'n reinigingsoffer offer. Maar die bok wat vir Asasel geloot is, moet hy lewend voor die Here laat staan, om die versoeningshandeling op hom uit te voer en om dan vir Asasel na die woestyn te stuur. Daarna, vers 15, daarna moet hy die bok wat vir die reinigingsoffer van die volk bedoel is, keel afsny en die bloed agter die voorhangsel inneem. Hy moet met die bloed doen wat hy met die bul se bloed gedoen het en dit op die versoendeksel en ook voor die versoendeksel sprinkel. So doen hy versoening vir die heiligdom vanweë die onreinheid van die Israeliete en hulle oortredings, ja, al hulle sondes. Vers 21. Aaron moet sy 2 hande op die kop van die lewendige bok lê en dan oor die bok belydenis doen van al die skuld van die Israeliete en al hulle oortredings, ja, al hulle sondes. Hy moet die sondes so op die kop van die bok lê en hom dan deur 'n man wat vooraf aangewys is, die woestyn instuur. Die bok dra op hom al hulle skuld na 'n onherbergsame gebied. Die man moet die bok in die woestyn loslaat. Geliefdes, hierdie geskiedenis of hierdie opdrag in Levitikus 16 is wat moet gebeur op die versoendag. Ja, op die versoendag sou die hoëpriester sy hande op een van 2 bokke lê. Die eerste bok is geoffer vir die sondes van mense en die tweede bok is uit die kamp uit die woestyn ingestuur. As het ware die sondebok, en dit is waar ons ook ons term sondebok kry. Want hierdie sondebok het simbolies die skuld van die mense op sy kop gedra, die woestyn in, en hulle ongeregtighede is vergewe. Ons as Christene het die vervulling van hierdie versoendag in Jesus Christus. Hy is buite die stad gelei om gekruisig te word. En die Here het, volgens Jesaja 53 vers 6, die ongeregtigheid van ons almal op hom gelê, soos wat Aaron die sonde van die volk op daardie bok gelê het. En dit is die enigste grond vir vrede. Die enigste grond vir vrede na liggaam en na siel. Daar is 'n verbond tussen sonde en siekte. Ja, sonder sonde in die wêreld sou daar geen siekte wees nie. Daarom word die nuwe skepping beskryf as 'n plek waar daar geen siekte is nie, sowel as geen honger of dors nie. Daar sal geen sonde wees nie.
En hoe kan daar sonde wees? Ons Here Jesus Christus het vir jou en my, vir ons sonde betaal. Daarom het God ons sondes van ons af verwyder, so ver as wat die ooste van die weste af is. God het Christus vergeld, volgens ons ongeregtighede. En hy het in plaas daarvan standvastige liefde en genade aan jou en my betoon. Wat 'n vreugde om ons studie van hierdie hoofstuk uit Jesaja 33 met hierdie laaste vers af te sluit. Ja, selfs al het ons herhaaldelik beskrywings en visioene gehoor van die Here se verpletterende oordeel oor ons vyande, het ons ook van sy getroue beskerming oor sy uitverkore volk gehoor. Maar nie een van hierdie diep en ryk beloftes sou werklik vir jou en my tot seën gewees het sonder hierdie laaste woord nie. En dit is die woord waaraan ons moet vashou. Jou ongeregtigheid is vergewe, as gevolg van die volkome versoening van Jesus Christus. Bely jou ongeregtigheid aan die Here en vra dat alles wat jy steeds doen, want ons almal sondig elke dag, dat dit vergewe word ter wille van Jesus Christus. En dan moet ons die Here dank dat ons ongeregtighede op Jesus Christus gelê is en dat hy die volmaakte versoening vir ons gedoen het. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, vanoggend kom dank en loof ons U vir U genade, U onbeskryflik groot genade. Ja, Here, die genade dat ons kan weet, die ongeregtigheid wat ons in ons het, kan ons aan die voete lê en dit word vergewe, ter wille van Jesus Christus. Dankie Here dat ons ongeregtighede op Jesus Christus gelê is en dat hy volmaakte versoening gedoen het. En dat ons kan weet, volkome versoening is gebring. Ja, eenmaal volkome vir ewig. Het hy gesê, dit is volbring. In Jesus naam. Amen. Kom ons sing vanoggend saam Psalm 25, die eerste en die tweede vers.
Liefdes, ons volgende oordenking is eers die 10de Maart. Die 10de Maart is maandag, eerskomende maandag oor 'n week. Ek is volgende week by 'n konferensie. En dan het ons 'n oordenkingsreek wat begin uit Joshua. Die boek Joshua en die tema is die getroue God vervul sy beloftes. Die getroue God vervul sy beloftes, maandag 10 Maart begin ons daarmee. Tot dan aan elkeen. Geseënde dag, geseënde tyd. Mag die Here julle dra.